Ek groet julle vriende. Ons is besig om na 'n reeks oordenkings oor die Levitiese offers te luister. En vandag kyk ons na die brandoffers. Daarvoor lees ons Levitikus 1 vanaf verse 1 tot 17. Die Here het Moses geroep en uit die tent van ontmoeting met hom gepraat. Hy het vir hom gesê: "Praat met die Israeliete en sê vir hulle: Wanneer een van julle vir die Here 'n offer wil bring, moet julle van julle vee as 'n offer aanbied, van die beeste of van die klein vee. As die persoon se offer 'n brandoffer is uit die beeste, moet dit 'n bul sonder gebrek wees wat hy bring. Hy moet dit na die ingang van die tent van ontmoeting bring en dit so aanbied dat hy voor die Here aanvaarbaar is. Hy moet sy hand op die kop van die brandofferdier lê, sodat dit namens hom aanvaar kan word, om oor hom versoening te doen. Daarna moet hy die jong bul voor die Here keel afsny en die seuns van Aaron, die priesters, moet die bloed nader bring en dit sprinkel reg rondom die altaar wat by die ingang van die tent van ontmoeting staan. Die dier vir die brandoffer moet dan afgeslag en in stukke opgesny word. Die seuns van die priester Aaron moet vuur op die altaar plaas en hout daarop rangskik. Die seuns van Aaron, die priesters, moet dan die stukke en die kop en niervet rangskik bo op die hout wat op die vuur op die altaar is. Die persoon wat offer, moet die binnegoed en pote met water afspoel. Die priester moet dit alles op die altaar verbrand. Dit is 'n brandoffer, 'n offergawe met 'n aangename geur vir die Here. As sy offer 'n brandoffer is uit die klein vee, die skape of bokke, moet dit 'n ram sonder gebrek wees wat hy bring. Hy moet dit aan die noorde kant van die altaar voor die Here keel afsny. Die seuns van Aaron, die priesters, moet die bloed reg rondom teen die altaar sprinkel. Die dier moet in stukke opgesny word en die priester moet dit saam met die kop en die niervet rangskik bo op die hout wat op die vuur op die altaar is. Die persoon wat offer, moet die binnegoed en pote met water afspoel. Die priester moet dit alles nader bring en op die altaar verbrand. Dit is 'n geurende offer, 'n offergawe aan die Here. As sy offer vir die Here 'n brandoffer is uit die voëls, moet dit 'n tortelduif of 'n jong duif wees. Die priester moet dit na die altaar bring. Hy moet die kop afknyp en op die altaar verbrand. Die bloed moet teen die sykant van die altaar uitgedruk word. Die persoon wat offer, moet die krop en die derms verwyder en dit gooi op die plek waar die vetterige as gegooi word, aan die ooste kant van die altaar. Hy moet die duif by die vlerke oopskeer, sonder om dit in twee te verdeel. Dan moet die priester dit op die altaar verbrand, bo op die hout wat op die vuur is. Dit is 'n geurende offer, 'n offergawe aan die Here. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Stel jou voor, jy's 'n Israeliet en jy was baie opgewonde om die tent van samekoms te bou. Maar nou mag niemand die tent binne gaan nie, selfs nie Moses nie. Maar toe roep die Here na Moses en hy gee instruksies oor hoe om hom in sy tent te ontmoet. Jy kan weer bly wees. Jy kan nou na die tent van ontmoeting gaan omdat God sy volk geroep het. Om na die tent te gaan, het jy 'n bul, 'n skaap, 'n bok, 'n duif of 'n tortelduif nodig. Dit is belangrik dat jy die beste manlike dier bring wat jy kan bekostig. Hierdie dier moet sonder gebrek wees. By die altaar voor die tabernakel lê jy jou hand op die kop van die dier. Met hierdie handeling sê jy, dit is ek. Hierdie dier gaan in my plek op die altaar geoffer word. Dan slag jy die dier en die priester verbrand die hele dier op die altaar. Die dier gaan in rook op voor die Here. En ons lees dat dit 'n offergawe met 'n aangename geur vir die Here is. God aanvaar die offer, dit stel hom tevrede en gee hom vreugde. Hierdie offer bring versoening tussen jou en die Here. Die brandoffers is met spesiale feesdae en ander spesiale geleenthede gebring. Die priesters moes ook elke oggend en elke aand 'n brandoffer bring. En die vuur op die altaar moes altyd bly brand, selfs in die middel van die nag.
Dit is dus duidelik dat die brandoffer 'n sentrale plek in Israel se aanbidding gehad het. Wanneer hulle ander offers gebring het, is dit bo-op die brandoffer verbrand. In die Ou Testament vind ons brandoffers oral. Hoekom was die brandoffer so belangrik? Omdat die hele dier op die brandofferaltaar verbrand is, was dit 'n beeld van 'n lewe wat volkome aan God toegewy word. Hierdie totale toewyding is die groot gebod waarvan Jesus praat, naamlik, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. God is waardig om al jou liefde en aanbidding te ontvang. En tog, hoe kan jou liefde en aanbidding ooit vir God goed genoeg wees? Jy is 'n sondaar en God is heilig. Hoe kan God jou ooit in sy teenwoordigheid aanvaar? Die brandoffer antwoord hierdie vrae. God aanvaar jou deur 'n offer. Deur hierdie offer na God te bring, sê jy vir hom, ek is nie waardig om voor u te verskyn nie, maar deur hierdie offer gee ek my lewe aan u. Aanvaar my asseblief, nie omdat my lewe volmaak is nie, maar omdat hierdie offer gebring word. Maar die brandoffer was ook nie die volmaakte offer nie. Daarom moes dit elke dag herhaal word. Die brandoffer was net 'n skaduwee van iets beter, die Messias. Toe Jesus, die Messias, gekom het, het hy homself geoffer. Hy is die verlosser, die foutlose plaasvervanger, omdat hy nooit gesondig het nie. Sy offer was genoeg om namens al sy mense van alle tye versoening met God te bewerk. Versoening beteken om reg te maak wat verkeerd was in 'n verhouding. In hierdie geval beteken dit dat Jesus gelowiges vir God aanvaarbaar gemaak het. Jesus is die volmaakte plaasvervanger, omdat hy sy hele lewe aan God toegewy het. Hy was altyd gehoorsaam aan sy Vader. Volgens Hebreërs 10 verse 6 en 7 het Jesus gesê, brandoffers en reinigingsoffers het u nie tevrede gestel nie. Toe het ek gesê, kyk, hier is ek om u wil te doen, o God. Jesus het die wil van God gedoen. Hy het homself gewillig in God se hande oorgegee, selfs toe dit beteken het dat hy moes ly en sterf. Jesus se gewillige en kosbare offer was die finale brandoffer. Paulus skryf, soos Christus ons liefgehad en homself ter wille van ons oorgegee het as 'n offergawe aan God, as 'n offerande met 'n aangename geur. Jesus se offer het die Here behaag. Deur Christus word gelowiges nou deur God aanvaar en kan hulle hom aanbid. In die brandoffer is die fokus dus op Christus, wat die Vader se wil gehoorsaam en God verheerlik. Wanneer jy 'n Christen is, beteken dit God het jou reeds na hom geroep. Deur God se genade het Jesus dit moontlik gemaak dat jy hom kan ontmoet. Nou moet jy jou hele lewe aan God toewy. Jy moet Jesus vir alles vertrou en van hom afhanklik wees. Jy moet jou hele lewe op Jesus plaas. Paulus beskryf dit so: ek roep julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik. Dit is ware geloof, om na God te gaan en jouself aan hom te gee. Paulus verduidelik verder dat jy jou lewe in God se hand kan gee deur hom te gehoorsaam. Julle moet verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Paulus sê jy moet jou hele lewe in gehoorsaamheid aan God gee. Selfs jou verstand moet verander word. Jy moet nie meer fokus op die dinge wat jy wil hê nie, maar op die dinge wat God wil hê. Jy moet sy wil soek en sy wil doen. As gevolg van Jesus is jou gehoorsaamheid 'n lieflike geur vir die Here. Maar selfs jou gehoorsaamheid is nog vol sonde. Daarom moet jy altyd met 'n nederige gees na God kom. Dawid het in Psalm 51 vers 18 en 19 geskryf: U vind immers geen vreugde in slagoffers nie, brandoffers aanvaar u nie. Offers aan God is 'n gebroke gees, gebroke
en verpletterde hart. Selfs ons toewyding aan God is nie 'n plaasvervanger vir die offer nie. Net Jesus se toewyding aan God is die plaasvervanging en vervulling van die brandoffer. Ons gee onsself dus aan God as 'n reaksie op ons verlossing. Ons toewyding aan God word sigbaar in ons gehoorsaamheid aan sy wil. In Jeremia 7 vers 22 en 23 sê God: Ek het nie met julle voorouers soseer gepraat of opdrag gegee oor brandoffers en maaltydoffers nie, maar eintlik hierdie saak aan julle opgedra. Luister na my stem, dan sal ek vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n volk wees. God het nie diere nodig wat op 'n altaar verbrand word nie, maar hy het sy volk beveel om brandoffers te bring sodat hulle 'n skaduwee van Jesus kon sien. Hy het vir hulle Jesus se gehoorsaamheid en sy nederige gees gewys. Ons moet altyd onthou dat ons dit nie verdien om in God se teenwoordigheid te wees nie. Ons kan die Here net met geloof nader, omdat Jesus Christus homself as brandoffer gegee het. Kom ons bid saam. Here onse God, ons dankie dat U die volmaakte offer gebring het, dat U ons verhouding met U herstel het, sodat ons U kan dien en lief hê. Ons vra dat U ons sonde sal vergewe, leer en lei ons met die Heilige Gees om soos nuwe mense te leef. Ons doen voorbidding vir ons land, ons vra dat U vir ons reën sal gee, op baie plekke van ons land waar dit nog droog is, ons vra dat U vir ons ook daarin sal voorsien. Ons bid hierdie dinge deur U genade alleen. Amen.